Vanaf Iran tot by die Oos-Vrystaat, die onsekerheid in die wêreld begin nou ons graanpryse raak. Ons kyk na hierdie en meer in hierdie week se John Deere graanmarkoorsit wat met trots aan jou gebring word deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Op die markte het die witmelie spotprys oor die begin van hierdie week gestyg na R3.110 per ton met die Julie kontrakprys op R3.164. Die geelmelie spotprys verhandel op R3.250 met die Julie kontrak geelmelieprys op R3.292. Die sojaboon spotprys verhandel dan op R6.740 met die Mei kontrakprys tans op R6.680. Die sonneblom spotprys styg na R9.325 met die Mei kontrakprys op R9.250. Die koringspotprys het dan ook gestyg na R5.774 met die Desember kontrakprys op R5.875. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R4.271, uitgedopte Argentynse grondbone op R23.003 met die katoenprys op R9.310 per ton. As jy ons reeds volg op YouTube of op Facebook, baie dankie. Jy maak hierdie werk vir ons moontlik. Maar as jy ons nog nie volg nie, maak asseblief gou seker of jy wel doen. Dit kos jou absoluut niks nie, maar dit help ons om week na week onafhanklike landbouanalise en markinsigte met jou te deel. Danksy julle ondersteuning kon ons al meer as 2000 video's oor die afgelope 10 jaar publiseer en ons sou dit nie sonder julle kon doen nie. So baie dankie. Wat 'n interessante naweek het ons nie gehad nie, wat net meer onsekerheid in die graanbedryf gesit het. So waarna ek natuurlik verwys is die oorlog in Iran met die VSA en Israel wat oor die naweek 'n aanval geloods het. So almal wil nou weet wat die impak gaan wees op pryse en wêreldmarkte. Dit is baie moeilik om die presiese effek nou daarvan te bepaal, maar ek kan dalk net my gedagtes en verwagtinge met julle deel. So die eerste en mees direkte effek gaan natuurlik op oliepryse wees. Dit het klaar die hoogte ingeskiet as gevolg van die belangrike skeepsroete wat nou geblokkeer is. Ongeveer 20% van alle olie word deur die Strait of Hormuz vervoer en dit is nou geblok en druk dit oliepryse al nader aan die $80 per vat merk. Indien oliepryse langer bo $80 na $85 bly, kan dit insetkoste verhoog veral vir urium en ammoniak en die nuwe seisoenkoste strukture ook natuurlik beïnvloed. Van die analiste het verwag dat goudpryse wel kan opgaan en dit kan veroorsaak dat die rand verder versterk. Dit het egter nog nie gebeur nie en bly die rand relatief stabiel rondom die R16 merk op die stadium. Wat ek wel dink kan gebeur is dat vraag na grane en oliesade kan toeneem soos onsekerheid in die wêreldmarkte toeneem wat moontlik ondersteuning aan Chicago pryse kan bied en hopelik oorspoel ook dan na die Safex markte en dit ook optrek. Hou net in gedagte dat as goudpryse skerp begin opwaarts beweeg, kan dit die rand ook laat versterk en weer druk op ons graanpryse sit, maar ek dink hierdie effek gaan minimaal wees. Plaaslik het die eerste oeskatting ook dan nog laasweek uitgekom. Mielies is 3% laer geskat op 16.1 miljoen ton as laas jaar, sojabone 5% laer op 2.6 miljoen ton en sonneblom 8% hoër op 754.000 ton. Los asseblief my jou kommentaar oor wat jy dink hiervan en of jy saamstem of nie. Ek sukkel bietjie om wel die mielieskatting te glo, veral omdat ons 3% meer hektare in die grond hierdie jaar het, met beter vog begin het en beter weeromstandighede gehad het tot op datum. Ek weet die Amerikaners praat altyd van 'n groot oes word altyd groter en wonder ek of dit nie ook hierdie jaar kan gebeur nie. Ons het ou seisoen klaargemaak op 6.4 ton per hektaar en verwag hulle nou dat opbrengste op die nuwe seisoen gaan val na 5.94 ton per hektaar ongeveer. Hierdie hang seker grootliks af of ons wel reën na die weste nou gaan kry en of dit gaan wegbly en hoe die volgende maand gaan lyk.
Eintlik moet ons dan kyk of daar laat aanplantings is, onreëlmatige reën in die westelike produksiegebiede en of satelliet NDVI data 'n swakker grondvog nou vir ons toon. Ek neem aan dit doen op hierdie stadium. Maar op hierdie stadium lyk die 5.94 ton per hektaar bietjie konservatief gegee die planttoestande wat ons tot dusver gehad het. Sojaopbrengste is afwaarts aangepas van 2.4 ton per hektaar op ou seisoen na 2.2 ton per hektaar op nuwe seisoen, wat ek dalk bietjie meer kan glo op hierdie stadium. Sonneblom se verwagte opbrengste is klein bietjie opwaarts aangepas van 1.26 na 1.32 ton per hektaar. Maar weer eens, hierdie tipe syfers gaan ons forceer om diepsee uitvoere te doen vir alles ons na mielies kyk. Wat wel baie interessant is dat ons teen Vrydag laasweek baie naby aan Oos-Vrystaat uitvoerpariteit verhandel het op wit mielies, toe die pryse net onder die R3.100 per ton merk was. So, met ons groot verwagte oes, of dit nou 16.1 of 16.5 ton is, maak nie regtig saakie, gaan ons nou heel moontlik op hierdie prysvlakke moet bly om daardie uitvoere te realiseer. Wat wel die vlakke kan laat skuif, is natuurlik die konflik in Iran. Weersomstandighede in Brazil, as dit nou begin skeefloop, kan ons ekstra ondersteuning na mielies kry. As ons sien dat daar ekstra verkope vanaf Amerikaanse mielies byvoorbeeld na China gaan, en dan die einde van die maand se aanplantingsintensies verslag wat uit Amerika gaan kom. Tot op hede klink dit of die FSA dalk minder mielies en meer sojas gaan aanplant, maar het dit nog nie 'n groot effek op ons markte nie. Ons sal wel nader in daai tyd sien. Beleide rondom biobrandstof in Amerika is ook belangrik om dop te hou, terwyl fondse se posisies gewoonlik vir ons dan 'n goeie aanduider is of hulle positief of negatief oor die markte se beweging is. Op die oomblik is die fondse steeds net kort op mielies en op koring, wat vir ons afwaartse of sywaartse verwagtinge aandui, en net hoe lank op sojas, wat weer bietjie meer positiewe verwagtinge aandui. Wanneer fondse reeds kort is, verminder dit verdere afwaartse risiko tensy ons 'n nuwe negatiewe nuus in die markte sien. Koring is egter nou baie meer in die nuus die afgelope week gewees en begin daar plek nou produksieprobleme opduik, soos byvoorbeeld in Frankryk, wat same met die onsekerheid in die Midde-Ooste koringpryse opgedruk het op Chicago en moontlik mielies ook kan saam optrek. Ek dink wel steeds hier kom nog baie interessante bewegings hierdie jaar met goeie vraag, moontlike diepsee uitvoere en El Nino wat nog aan die einde van die jaar ook kan aanbreek. Met die uitvoerpariteit wat op die oomblik hierdie mark anker en internasionale onsekerheid wat momentum kan bring, is dit moontlik dat ons nog beter geleenthede later hierdie seisoen kan sien. So, hou moed. Hierdie week se John Deere graanoorsig word met trots moontlik gemaak deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Sien julle weer volgende week.